Maar nou sê die apostel Paulus daar, hy sê, solank as die eerste bruid lewe, is die man genoodsaak om die ooreenkoms deur die huwelik wat hy het met haar na te kom. Maar as hy afsterf, dan is die vrou vry om weer te trou. En hier kom die Here Jesus. Wie is Jesus Christus? Dis hoekom, ek wens ek kan dit vir jou op 'n ander, beter duidelike manier oorbring. Jesus, wat God in die vlees is, kom. Jy moet jou skrif gaan lees. Gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om hulle wat onder die wet is los te maak van die vloek van die wet. Gaan lees jou skrif. Baie belangrik. Dit was die einde van die ou verbond. Jy sien, die oomblik is daar kan nie twee verbondsmaniere wees oor hoe God geëer kan word. Jy kan hom nie op die een kant eer met kalwe en duwe en kruie en offergawes deur hoëpriesters, en die ander kant deur Jesus Christus wat die hoëpriester, die lam, die offer, alles homself kom doen het. Jy kan nie twee van hierdie verbonde hê nie. Twee maniere om dit te doen nie. So, die een word afgesterf, die een word onklaar gemaak, die een word tot niet gemaak deur die kruisiging en Golgotha. En op Golgotha word die nuwe een in werking gestel. Dis so maklik soos dit. So hierdie word nou die enigste een, en dit is hoekom die Here Jesus sê in Johannes 14:6, hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader. Wat beteken niemand? Kom ons maak gou ons mindjies op. Wat beteken niemand? Niemand beteken nie die Jode uitgesluit nie. Niemand beteken niemand. Niemand kom by die Vader uit, behalwe deur my nie. Hoekom nie? Want Jesus is die deur, hy is die weg om by die Vader te kom. Nou moet ek en jy, die oomblik wat ek en jy hom aanneem, gaan ons deur wedergebore, en nou word ons in die ware, in die nuwe Israel van God ingebore.